Goeiedag aan almal en welkom hier saam met ons vandag. Ons groet julle vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons gaan vandag in vandag se sessie gaan ons wees in die boek van Handelinge 12 vanaf vers 1 tot 8 en ook weer vanaf vers 13 tot 16. So, kom ons lees saam Handelinge 12. En die woord van die Here sê: En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 ketTINGs geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: Staan gou op! En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom: Omgord jou, trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom: Gooi jou bokkleed om en volg my. En dan vers 13 tot 16 lees: En toe Petrus aan die deur van die poorte klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poorte nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar: Jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle: Dit is 'n engel. En vers 16 sê, en die laaste versie sê: En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Amen. Die tema wat ons het vir vandag is: ons bid nie verniet nie. Ons bid nie verniet nie. Sien, ons is vandag in 'n storie in die boek van Handelinge, en dit is hierdie storie wat ons vandag gelees het, is een van my gunstelinge stories in die Bybel. Nee, ek love hierdie storie. Ek lees hierdie storie gereeld. Ek mal oor hierdie storie. Maar ook die boek waarin dit geskryf word, die boek van Handelinge, is ook 'n boek wat my regtig opgewonde maak. Dis regtig 'n boek wat my net op 'n van die dag dit interesseer my, dit trek my aan. Want die boek wat ons lees vandag, die boek van Handelinge, handel oor die begin van die kerk. Dit handel oor die begin van die kerk, maar dit handel ook oor die tydperk nadat Jesus opgevaar het hemel toe. So hierdie mense in die boek van Handelinge is nou besig om 'n nuwe pad, eintlik op 'n dag 'n nuwe realiteit te begin aanleer. Want vir die laaste 3 jaar het Jesus saam met hulle geloop. Hulle het gesien hoe Jesus wonderwerke doen. Hulle het gesien hoe Jesus gepraat het, wat hy gepraat het. Hy was saam met hulle in die vlees, maar nou het hy teruggegaan. Hy het teruggegaan na die Vader toe, hy het teruggegaan hemel toe. Maar prys die Here, ons weet daar gaan 'n dag kom dat hy weer gaan terugkom na ons toe. Maar in 'n geval, dis 'n preek vir 'n ander dag. Ons is vandag hier in Handelinge 12. So hulle is besig om hierdie lewe eintlik te probeer uitfigure hoe hulle nou moet leef. En ons kan op daai manier redelik nogals relate met hierdie mense in die boek van Handelinge. Ons kan relate met Petrus hulle en met die kerk wat daar besig was om te bid. Want ons probeer ook ons lewens leef op hierdie manier. Want Jesus is nie in die vlees saam met ons nie, maar hy's nou saam met ons in die gees. Hy's saam met ons in die gees. En om eerlik te wees, ek dink vir myself, dit moes baie makliker gewees het om te weet wat die Here wou hê hulle moes doen toe Jesus in die vlees saam met hulle was. Maar nou moet hulle deur die gees wandel, en elkeen van ons kan getuig dat dit is nie altyd die maklikste ding om deur die gees te wandel nie. Dit is nie altyd die maklikste ding om so te moet leef nie. Maar deur die genade van die Here kry ons dit reg. Deur die genade van die Here kan ons dit doen. Maar in 'n geval, in die storie in Handelinge 12 is Petrus in gevangenis geneem. Maar ons lees ook nou van hierdie koning van die naam van koning Herodes. Koning Herodes was op daai oomblik, wat gebeur het, is hy het hierdie man met die naam van Jakobus gevange geneem, né? Hy het hom gevangenis geneem en hy het hom doodgemaak. En toe hom doodmaak, toe sien hy dat dit die Jode welgevallig was by hulle. Dit het hulle bly gemaak. So wat op die oomblik gebeur, is Herodes kom agter dat hy is besig om politieke krag bymekaar te kry, meer politieke krag te kry, omdat hy hierdie tipe dinge doen. En omdat hy nou vir Jakobus doodgemaak het, het hierdie groep mense, hierdie Jode, opgewonde geraak daaroor, en hulle was bly daaroor.
En omdat hy gesien het, okay, so dit is besig om hierdie groep mense gelukkig te maak, kom ek vang nog een van hulle. En hy vang op 'n einde van die dag vir Petrus. Hy vang vir Petrus, en hoor wat sê die woord, in Handelinge 12 vers 6. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met twee kettinge geboei, en wagte voor die deur, het die gevangenes bewaak. Sien, op hierdie oomblik nou vang hy vir Petrus in gevangenis. En het my gevang, my boetie en my sussie vandag, want ek begin net meer en meer besef, dat Petrus het nie eintlik enigiets gedoen, om te verdien om nou in kettinge te wees nie. Nee. Petrus het eintlik net, hy het gedoen wat reg is. Hy het mense genees, hy het die siekes gesond gebid, hy het die wat dood was weer wakker gebid. Petrus was gebruik deur die Here, en tog vind hy homself in hierdie moeilike situasie. En ek dink vir myself, is dit nie partykeer wat gebeur in ons lewens ook nie? Dat ons lewe 'n lewe om eer te bring aan God. Ons probeer alles in ons probeer ons, om net 'n lewe te leef wat reg is in die oë van die Here. En ons doen die regte goed, maar tog kom ons partykeer nog steeds in moeilikheid. Tog vind ons onsself nog steeds partykeer in moeilike situasies. En partykeer kan ons onsself die vraag vra, hoekom? Maar ons moet weet, my broer en my sussie, dat op hierdie aarde gaan dit nie altyd maklik wees nie. Maar daar is 'n belofte dat ons is nooit alleen nie. Petrus het niks gedoen om hierdie situasie te verdien nie, maar tog vind hy homself in kettinge. Tog vind hy homself in 'n situasie wat nie maklik is nie. Maar wat my gevang het is in Handelinge 12 vers 6, dat Petrus het daardie nag tussen 2 soldate geslaap. My gevang, dat Petrus lê in hierdie oomblik van moeilikheid, in hierdie oomblik van die mekaarheid, van seer, in die oomblik waar hy in kettinge vasgevang is, lê Petrus en hy slaap. Hy slaap. En dit vang my, want dit toon vir ons op 'n van die dag eintlik 'n geloofsaspek wat Petrus gehad het. Want Petrus was nie gestres oor die situasie nie. Hy het nie slaap verloor oor die situasie nie. Hy het geslaap. En ek dink vir myself, hoe kon hy dit doen? Terwyl ek hierdie preek voorberei, terwyl ek in die woord tyd spandeer, begin ek myself die vraag vra, hoe kon hy slaap? En ek kom by my neer, dat Petrus was al in sulke situasie. Hierdie was nie die eerste keer wat Petrus in 'n moeilike plek was nie. Want ons lees in Handelinge 5 vers 17 tot 21, en dan lees ons die volgende. En die hoëpriesters het opgestaan, en almal wat saam met hom was, dit was die party van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid vervul. En hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in openbaar gevangenes gesit. Hoor het gebeur in vers 19. Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenes oopgemaak en hulle uitgelei en gesê, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. My broer en my sussie, Petrus was deel van hierdie. Hy was deel van die apostels wat geslaan was, wat in gevangenes gesit was. Maar hy was ook deel van die apostels wat die engel van die Here uit die gevangenis uitgelei het. Dit was nie die eerste keer wat Petrus in gevangenis gesit het nie. Dit was die eerste keer dat Petrus in 'n moeilike tyd was nie. Maar Petrus kon slaap. Hoorie, hy kon slaap, want hy het onthou. Dit sal ons goed doen, my boetie en my sussie, om te onthou waardeur die Here jou al gebring het. Dit sal ons goed doen, dat wanneer ons onsself in 'n oomblik kry van onsekerheid, en ons is gestres en ons is bekommerd, sal ons goed doen om te onthou waardeur die Here ons al gebring het. En dis dit nie wat die Bybel ons leer in Psalm 103 vers 1 tot 2, waar dit sê, 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is sy heilige naam. En dan hoor dit sê in vers 2, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Ons moet leer om te onthou. Ons moet leer om te onthou waardeur die Here ons al gebring het. Want wanneer ons dit begin onthou, wanneer ons dit begin 'n realiteit maak, begin onthou, dit is wat die Here gedoen het. Ons vergeet geen een van sy weldade nie. Dan gee dit vir ons hoop vir die situasie wat nou voor ons is. Want die Bybel leer ons in Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die grond van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. My broer en my sussie, jy moet jou getuienis onthou, want dit is deur die bloed van die lam, deur die bloed van Jesus Christus wat ons gered word, wat ons die vyand kan oorwin, maar is ook deur die woord van ons getuienis, waardeur ons al gegaan het, waar die Here ons al deurgebring het, hoe die Here ons al gered het. Partykeer probeer die vyand jou sê, en partykeer probeer hy vandag, hy
ek probeer vandag vir mense sê, dat waar jy nou gaan is die einde, dit is die einde, jy gaan nie deur dit kom nie, maar ek wil hê jy moet vandag onthou, dat is deur die bloed van die lam en op grond van jou getuienis, dat jy hom gaan oorwin, dat jy daai mismoedigheid gaan oorwin. Onthou wat die Here al vir jou gedoen het, onthou dit. En onthou wat Jesus gesê het in Johannes 16 vers 33. Hy het gesê, dit het ek vir hulle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. My broer en my sussie, wat ook al jy deurgaan vandag, wil jy moet weet dat Jesus is groter. Jesus is groter as enige probleem. Hy is groter as enigiets waartoe jy vandag gaan. Onthou jou getuienis. Ons moet wakker wees. Want die vyand wil hê jy moet moed verloor. Hy wil hê jou kop moet hang. Hy wil hê jy moet ophou glo. Hy wil hê jy moet ophou beweeg. Maar ons kan vandag weet, dat solank as wat ons aanhou glo, solank as wat ons aanhou onsself herinner, aanhou onthou, kan ons hoop skep vir wat voor ons lê. Ons kan hoop skep. Want op hierdie oomblik, terwyl Petrus in hierdie gevangenis lê, hoor dit gebeur, Handelinge 12 vers 5. So is Petrus dan in gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Petrus is in die gevangenis gegooi, maar die gemeente het bly bid. Die gemeente het bly bid. En ons moet hierdie storie onthou wat ons nou gelees het. Want onthou wat gebeur het, Jakobus is ook nou net doodgemaak. Jakobus is ook doodgemaak deur Herodes. En nou is Petrus ook in gevangenis gesit. So as ons gaan op statistieke, op wat gebeur het, is Petrus se kanse om lewendig hier uit te kom baie skraal. En ek dink vir myself, ek wonder of die kerk net vir Petrus gebid het. Ek wonder of hulle vir Jakobus ook gebid het. En die vraag wat ek wil vra rondom dit, is baie keer beleef ons teleurstelling. Maar gaan jy dat teleurstelling jou keer om weer te begin bid? Gaan jy dat die teleurstelling, dat iets nie uitgedraai het soos wat jy wil gehad het, dit moes nie. Dat een van daai gebeure wat jy gebid het, nie 'n ja was nie, maar dalk 'n nee, of dalk 'n nie nou nie. Gaan jy dat daai teleurstelling jou keer om op te hou bid? Gaan dit jou keer om weer te bid? Hierdie kerk het aanhou bid, het aanhoudend gebid tot God vir Petrus. Hulle het teruggegaan na die Here toe. Die Here wil vandag vir iemand sê, jy moet weer begin bid. Begin weer bid oor daai situasie. Begin weer bid oor daai ding wat jou pla. Begin weer bid oor daai ding waar jy opgehou bid het. Begin weer die Here vertrou. Want die Bybel sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Dis belangrik dat ons vandag weet, dat 'n kerk wat aanhou bid, kan nie gestop word nie. Ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou bid, al het ons teleurstelling ervaar. Ons moet aanhou bid, al sien ons nie dat daar iets gebeur nie. Ons moet aanhou bid. Want wat ek geleer het, is om weer terug te gaan in gebed, om weer oor iets te begin bid, is 'n geloofstap. Dis 'n geloofstap om weer te begin bid. En ek dink so aan die storie van Elia. Jy weet, Elia klim op die berg van Karmel. En hy het daar gebid, en dit nou vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie, né? Het reën nie daar nie. En hy stuur sy dienaar, terwyl hy besig is met bid, hy bid vir reën, na hierdie 3,5 jaar van droogte, bid hy vir reën. En hy stuur sy dienaar om te gaan kyk, en te sê, gaan kyk vir die wolk. En die dienaar hardloop op, en daar's niks nie. En hy kom terug. En Elia sê vir hom vir 'n tweede keer, gaan op, gaan kyk. En hy hardloop op, en hy sien daar's niks nie, hy kom terug. En Elia sê vir hom weer, gaan op. En ek dink vir myself, hierdie dienaar moes nou al, jy weet, bietjie moeg geraak het. En hy sê ook, ek sal gaan kyk, maar hy gaan nou net oploop. En hy gaan nie hardloop nie. Maar Elia sê vir hom, gaan. En hy doen dit 7 keer. En op die 7de keer, kom daar 'n wolkie op. So groot soos 'n man se hand. En Elia sê, gaan sê vir Agab, want die reën is op pad. Partykeer moet ons aanhou bid, al sien ons niks gebeur nie. Partykeer moet ons aanhou bid, al sien ons nie dat daar fisies iets in ons lewens nou besig is om te verander nie. Maar die geloof te hê om te weet, dat al sien ek dit nie, is God besig om te werk. Al sien ek dit nie, is God besig om dinge te laat uitwerk, soos wat dit moet uitwerk. Want dink 'n bietjie aan, hierdie gemeente is besig om te bid vir Petrus, in vers 5. Vers 6 slaap Petrus, maar in vers 7 lees ons dat daar met eens 'n engel van die Here by hom gekom het, en 'n lig het in die gevangenis geskyn. Toe slaan hy Petrus op die sy en sê vir hom, staan gou op, en die boeie het afgeval.
Ek wil jy moet oplet, dat die gemeente het nie geweet, dat die engel het by Petrus opgedaag nie. Die gemeente het dit nie geweet nie. Hulle het nog steeds gebid op hierdie oomblik. En op hierdie oomblik, terwyl hulle besig om te bid, stuur die Here die engel na Petrus toe. Hulle sien dit nie, maar dit is besig om te gebeur. Daar is krag om aan te hou bid. Daar is krag vir dit. Maar ek wil hê ons ook oplet, dat op hierdie oomblik wat gebeur het, is die engel sê vir Petrus, staan op. En dan na dit, sê hy, en die boei het van sy hande afgeval. Ek wil hê jy moet weet, dat as jy vandag bid vir vrylating, as jy vandag bid vir iets in jou lewe om te verander, die Here wil vandag vir jou sê, staan op. Vat 'n geloofstree. Beweeg in geloof. Dan sal daai vrylating kom. Ek sê altyd, dat dit is die Here wat verslawing breek, maar dit is ek en jy wat ons gewoontes moet breek. Ons moet die gewoontes breek. Sien my boetie, my sussie, partykeer bid ons vir deurbrake. Partykeer bid ons vir antwoorde. Partykeer bid ons vir wat ook dit mag wees. Maar partykeer wag die Here vir my en vir jou om my geloofstree te gee. Om te sê, Here, ek gaan U vertrou met hierdie. Ek gaan dit in U hande nou los. Ek gaan alles doen wat ek kan doen en U vertrou met dit wat ek nie kan nie. Dit wat ek nie kan uitsorteer nie. Ek gaan U vertrou met dit. Maar Here, ek gaan alles doen wat ek kan doen. Alles. En ek gaan U vertrou met die res. Partykeer moet jy alles doen wat jy kan doen en die Here vertrou met die res. Want die Bybel sê in Jesaja 45 vers 2, sê die Here, ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels sal ek stukken slaan. Die Here is die een wat vir my en vir jou 'n pad maak. Die Bybel sê, hy is die deurbreker. Hy trek heel vooruit. Die Here maak vir ons paaie. Die vraag wat ek jou vra is, gaan jy loop in geloof? Gaan jy loop in geloof agter die Here aan? Of gaan jy bly staan? Gaan jy bly staan en dink jou gebede werk nie? En dink dat die Here nie gaan beweeg nie? En ek wil hê jy moet weet, partykeer gaan jou gebede nie altyd ja wees nie. Partykeer sê die Here nee. Maar wanneer die Here nee sê, het hy 'n rede daarvoor. Hy het 'n rede daarvoor, want hy weet dat daai ding wat jy voorbid, gaan jou eerder heeltemal verwoes, of jy gaan dit nie kan hanteer nie. Party van ons bid vir finansiële deurbrake, maar die geld wat jy al reeds het, is jy besig om verkeerd te bestuur. En die Here weet, dat as hy daai verhoging vir jou gee, dan gaan dit jou seermaak, want jy weet nog nie hoe om met geld te werk nie. Laat toe dat die Here met jou werk in hierdie seisoen. Laat toe dat die Here met jou werk waar jy nou is. Vertrou met wat jy het. Laat hy jou leer, laat hy jou lei. Doen alles wat jy kan, berei die grond voor en weet dat hy, die Here, is die een wat vooruit trek. Hy sal vir jou pad maak. Op die regte tyd, sê die woord, sal ek die Here dit gou laat gebeur. Maar ons sal daarby uitkom nou. Want ek dink vir myself in hierdie oomblikke, dat die Here sê vir Petrus, die engel sê vir Petrus, staan op, trek aan. En Petrus doen dit, né? Petrus staan op, hy trek aan en hy loop. En die Bybel sê verder in Handelinge 12 dat hy het gedink dis 'n visioen, né? Hy het nie gedink dat nou wat besig is om te gebeur waar is nie. En dit maak nogal sin, want ons weet, jy weet dat in 'n sekere tyd het Petrus ook aan die slaap geraak, né? So Petrus kan nap. Petrus kan slaap. Nou word hy ewesklik wakker gemaak. Was jy al ooit ewesklik wakker gemaak en as jy nog so 'n bietjie deur die weer, nee, jy weet nog nie lekker wat aangaan nie. Ek dink dis waar Petrus nou is. Want die engel sê vir hom staan op en hy staan op en die engel sê vir hom trek jou skoene aan en die skoene is aan en hy trek sy boekleed aan en hy volg hom net. En hy sê die Bybel sê hy dink is 'n visioen en toe die engel weg is, toe besef hy dis nie 'n visioen nie. Toe besef hy wat nou besig is om te gebeur is 'n werklikheid en dan gaan hy na die huis van Maria toe waar hulle besig was om te bid. En ek love die Bybel want hoor wat gebeur. In Handelinge 12 vers 13 kom hy aan en Petrus kom by die huis van Maria en hy klop aan die deur. Nee, hy klop aan die deur en 'n diensmeisie met die naam van Rode het gaan hoor en sy het agtergekom wie dit is. En hoor wat sê die Bybel, vers 14. Sy het die stem van Petrus herken. Ek love die Bybel. En van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Ek dink dit vir myself, Petrus staan hier by die deur en hy klop. En hy sê, dis Petrus, en sy sê, ek ken hierdie stem, dis Petrus, wow, en sy is so opgewonde, sy maak die deur oop, sy hardloop in, en sy gaan sê vir hulle, Petrus is by die deur. Petrus is by die deur. In vers 15 sê hulle, maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af,
Sy het aangehou en gesê, dis Petrus. En hulle sê vir haar, dit is sy engel. My so gevang, my boetie, my sussie, want dis die kerk wat besig is om te bid vir Petrus. En nou staan Petrus by die deur, en hulle sê vir hierdie diensmeisie, jy is van jou verstand af. Jy weet nie waarvan jy praat nie. En dit vang my, want partykeer bid ons vir goed. Partykeer vra ons die Here vir sekere dinge, maar ons glo nie regtig dat hy dit kan doen nie. Ons glo nie regtig dat hy 'n situasie kan omdraai nie, dat hy 'n deurbraak kan bring nie. Ons glo nie regtig dat hy kan genees nie. Vraag wat ek jou vra is, wanneer jy bid, glo jy dit? Glo jy dat God dit kan doen? Onthou wat sê Jesus in Markus 11 vers 24. Hy sê vir hulle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Sien, om te ontvang, moet ons glo. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Sien, as ons na die Here toe gaan, moet ons glo dat hy kan dit doen. Dat hy kan dit doen. Hy kan opdaag op 'n situasie waarvoor jy bid. Hy kan daai situasie omdraai. Hy kan daai persoon genees. Hy kan. Ons kort daai geloof. En die Here wil vandag vir iemand sê, dat jy moet aanhou bid. Want Petrus het by daai deur gestaan en niemand het vir hom oopgemaak nie. Maar vers 16 sê, Petrus het aangehou klop en toe maak hulle oop. Hy het aangehou klop en toe maak hulle oop. Het my so gebless. My so gebless dat ons moet aanhou klop. En ek dink aan die skrifgie in Matteus 7 vers 7 tot 8 wat vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan sê, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ek wil hê jy moet vandag weet, dat jy kan weer gaan begin klop. Jy kan weer gaan begin bid. Jy kan weer begin vertrou. Want Petrus is op pad. Petrus is op pad, en as ons nie gaan glo in wat ons verbid nie, gaan Petrus by daai deur staan. Gaan daai deurbraak by daai deur staan. Maar as jy gaan aanhou klop, aanhou bid, aanhou glo, hoor wat sê die Bybel, Jesaja 62 vers 6 tot 7. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Hier sê die woord van die Here vir ons, laat die Here nie met rus nie. Hou aan bid, hou aan klop, hou aan glo, want jou Petrus is op pad. En ons kan dit vandag sê, my boetie en my sussie, want ons kan vandag weet, dat ons bid nie verniet nie. Daar is krag in gebed. Daar is krag om aan te hou na die Here toe gaan, om aan te hou bid, om te bid sonder ophou. Daar is krag om weer te bid na die teleurstelling, om weer aanhou te klop, al word daai deur nie oopgemaak nie, maar om aan te hou na die Here toe draai. Nie na mense toe nie, nie na dinge toe nie, nie na geld toe nie, niks na daai tipe dinge toe nie, maar om aan te hou na die Here toe draai. Daar is krag in dit, want ons bid nie verniet nie. My boetie en my sussie, daai ding waar jy bid, die Here hoor dit. Jy bid nie verniet nie. Die antwoord gaan kom. Die antwoord gaan kom op die Here se manier, op die Here se tyd. Jy kan vandag moed skep om te weet, dat elke gebed was nooit verniet nie. Ons bid nie verniet nie. Kom ons bid saam. En my God, my Vader in die hemel, Here, ek bid en ek vra U vandag. Help ons om weer vandag, Here, net weer moed te skep, om te weet dat ons kan weer begin bid. Om te weet dat U is in beheer en U te plan, Here. Om te weet, Vader, dat die hand van God is nooit te kort om ons te help nie. En Vader, ek bid vandag vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, Here, dat U hulle vandag, Here, weer sal kom versterk. Ek bid, Here, dat hulle U nie sal laat met rus nie, maar dat hulle sal aanhou na U toe draai, dat hulle sal aanhou op U vertrou, aanhou op U steun, aanhou klop, aanhou soek, Here, en weet, Here, dat U is besig om te beweeg. Al sien ons dit nie, weet ons U beweeg, Here. Vader, dankie dat ons weet, Here, dat U het planne vir ons vir voorspoed en nie teëspoed nie. En Vader, dat op die regte tyd sal die Here God dit gou laat gebeur.
Here, dankie dat ons weet dat U timing is perfect. U maniere is perfect. Vader, en dat U gedagtes is baie hoër as ons sin, en ons kan U vertrou met dit vandag. Vader, al die dinge waar elke persoon vandag oor bid en oor worstel, wat ook al dit mag wees, ons wil dit vandag by die voete van Jesus kom neerlê. Ons wil U opnuut kom vertrou met dit vandag. En ons gee U al die eer. Dankie, Here Jesus. Ons bid dit in Jesus heilige naam alleen. Amen. Amen. Mag die Here jou seën. Geniet jou dag.